Die eerste keer in my rugbyloopbaan as 'n rugby skrywer wat ek 'n wedstryd sien tussen mans en vrouens. Yes. En ek het dit te deur geniet. Veral die harde uitslae. Vertel me net wat was die rede hiervoor en jy weet die doelwit agter Ja. dit. So is onze tweede kamp vir die jaar. Ons is als deel van die Wêreldbeker voorbereiding vir die span. Ons het gevoel ons moet sterker kompetisie kry na ons toer einde verlede jaar teen Frankryk en die Europese toer. So met die oog op die Wêreldbeker openingwedstryd teen Frankryk is dit deel van daai beplanning en om teen mans te speel is wat ons nodig het. Ja, dis die tweede wedstryd, né? Die eerste een verstaan was teen Hamiltons. Yep. So het jy gekry wat jy gekry het uit die tweede? Ja, kyk ons groot fokus was op onze kondisionering en veral die fisiese aspek van dit en kan ons daai harde duikslae hanteer. En ons kan dit net kry deur teen seuns te speel. En ek moet sê ons het nie een groot besering nie, so dit spreek boekdele van ons kondisionering. En nou met die kamp 'n bietjie rugby bygesit met dit. So ek is baie tevrede met wat ons bereik het. Ons wil graag ons span meer blootstelling gee. Daar is natuurlik 'n stigma wat kleef aan die ding dat vrouens rugby speel en so aan. Maar dit help om wedstryde soos dit te speel, help om die stigma te breek en ek wil baie dankie sê vir die spanne met hulle bereidwilligheid en die respek wat hulle ons span gewys het deur hulle beste teen ons te gee en dit help ons. I've seen some hard tackles here and nobody's holding back. It shows that we are getting better and we are strong. We can do whatever that we want to do on the field of play. Yeah. And obviously this is ideal preparation for you guys. It's good preparation. Yes, it is, because when we're playing overseas, we're playing in the World Cup, it will be something like this that we'll expect to face. Ek het in 'n klein dorpie groot geraak, buitekant Atlantis, Mammery. En meeste van my familie is rugbymense en ek het met seuns begin speel. Op Sondag het ons tournaments gehad op die lyntjie en dit was ook met seuns, so dit is eintlik niks vir my nie, van ek is gewoond aan. Ek het hoërskool toe gegaan in Malmesbury waar ek begin vroue rugby speel. Ek het 3 jaar vir Poland onder 16 gespeel. Ek was tans 13 toe ek begin speel het en daai het die pad vir my oopgemaak. Vertel me net van die tattoo op jou been. Is eintlik snaaks. Ons het Dinsdag, Maandag aand het ons by die hotel gesit en poskiet en hy het net soos 'n vreemdeling ingestap wat ook na coach toe gekom het en hy sê hy was betrokke by spanne van Tonga. Ek het nooit geweet dis 'n betekenis agter my tattoo nie, maar hy sê dit is vir family unity en wat is aan respect. Ja. So ek het eintlik nooit geweet nie. Dit was net 'n pattern waarvan ek gehou het. En waar het dit doen? In Mammery. In Mammery. Yes, ja. Kan jy vir my wys?